Gemeente, ek groet jou in die naam van God ons Vader, wie 'n vriendelike en 'n liefdevolle God is. So groet ek jou ook vanoggend in die naam van Jesus Christus, die Seun, wat vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ons vanmôre hier kan sit as vry mense. Maar ook so groet ek jou in die naam van die Heilige Gees, wie vir jou en my instaan, wie in ons harte leef, en wie ons lei in alles wat ons doen. Gemeente van Kameeldrif, kuiergaste, wees gegroet in die naam van God Drie-enig. Gemeente, as ons mekaar groet, en ons weet dat God ons groet hierso vanmôre en ons ook so verwelkom, dan wil ek jou nou nooi om vriendelik na mekaar toe te draai en mekaar ook te groet. Maar ek moet daarom eers sê, na gister se goeie rugby, is hierdie Sondag daarom maar so bietjie gelukkiger as meeste ander Sondae wat ons hierdie jaar beleef het so ver. Ek het spesiaal my groen hemp en my groenste das wat ek kon kry aangesit. Ook so ter viering, want dit is regtig waar vir my 'n groot oomblik gister gewees toe die Springbokke die wedstryd deurtrek. En dit is ook vir my iets wat ons kan deel in 'n erediens om te sê, maar ons is gelukkig en ons is opgewonde. En so help God ons ook in die wêreld buite die kerk, want die kerk staan tog nooit los van ons lewens nie. Kom ons staan op en kom ons draai na mekaar, kom ons groet mekaar met die woorde gelukkige Sondag, want dit is inderdaad 'n gelukkige Sondag. Môre, gelukkige Sondag. Gelukkige Sondag, Corneille, Charney. Gelukkige Sondag. Die Springbokke, ja. Gelukkige Sondag van George. Gemeente, ons gaan as woord in vanmôre gaan ons 'n gedeelte saam lees. Nou ek wil graag vra dat julle die gedeelte sal lees wat dan in donker gedruk is en dat ek dan gaan antwoord of gaan aansit met die woorde wat dan nou nie in donker gedruk is nie. Wynand, sal jy hom vir ons daar opsit? Nee, net na 205. Ekskuus, na die 205 is hy op. Net na hom. Daar is hy. So gemeente, kom ons lees dit dan saam. Ek vra jou om te antwoord met die woorde wat in vet gedruk is. Om nie te ken nie. Nie in staat te wees om die tekens te ken, te kan interpreteer nie. Om nie op ons drome staat te maak nie. Asof dit vars gespreek is. Ons is saamgetrek. So word ons geloof vernuwe. Een God. Nou en tot in alle ewigheid. Gemeente, dan vra ek dat ons saam sal staan en dat ons die loflied, lied 205 saam sal sing.
Ons sluit die oë. Liewe Here, dit is vanmôre vir ons 'n wonderlike geleentheid om U te kom ontmoet. Liewe Here, om stil te kom raak, maar ook so deur die wonderlike klanke van die orgel, deur die wonderlike klanke van ons stemme, maar ook so deur die aanraking van die persoon wat langs ons sit, van U bewus te raak. Ja, liewe Here, U is alomteenwoordig. Ook so bevestig ons en erken ons die teenwoordigheid vanmôre wanneer hier 'n kers brand en dit ons ook so herinner dat U hier is. Liewe Here, ons wil U vra vanmôre wat ons 'n babietjie gaan doop en wat ons saam die woord gaan bedien, wat ons saam gaan praat oor wat dit beteken om een van die skakels te wees, liewe Here, om in te skakel by hierdie gemeente en om ook so ons doel te bereik en ons doel te verwerk en so saam op soek te wees na U doel vir ons lewens. Kom vra ons U nou, liewe Here, help ons asseblief om ons koppe in neutraal te sit. En dat U asseblief die ratte sal kom verander waar U dit wil hê. Liewe Here, ons sit hier so vanmôre met groot afwagting, elkeen in verskillende omstandighede, te kom hoor en te kom luister, maar ook so deel te wees van hierdie erediens, waarin ons U naam wil groot maak, maar waarin ons ook sterker wil word en wil leer van wat U vir ons wil sê. Kom seën ons asseblief om dit vanmôre te beleef. Om Christus ontwil bid ons dit. Amen. Gemeente, vanmôre is 'n baie spesiale geleentheid vir my, maar so ook is ek seker vir Corneille en vir Charney, wat hulle babietjie Shadrey vanmôre doop, klein Reiniko se sussie, ek seker vir hom is dit ook spesiaal, en ek sien hier's baie familie, ek seker vir elkeen van julle is dit ook vanmôre 'n spesiale geleentheid, anders sou julle tog nie hier gewees het nie. Dis ook vir ons as gemeente, is dit 'n wonderlike dag, want 'n babietjie word deel van ons gemeente en ons neem verantwoordelikheid om te sê, maar wat beteken dit vir ons? Dat soos elkeen van ons wat ook gedoop is, hierdie klein babietjie vanmôre gedoop word. So ek wil nou vir Charney en vir Corneille vorentoe roep, kom staan asseblief hier voor. Gaan ons 'n bietjie praat. Ja, daar kan julle 'n mooi foto van Shadrey sien. Ek het met hulle gesprekke gehad in hierdie week, so 2 gesprekke, en ek is baie bly dat hulle nog steeds hier so staan, want na die eerste gesprek het ek gepraat oor die magiese en die forensiese sy van die doop, en na dit vir hom Rolf ook gesê, ek dink, ek het 'n groot fout gemaak, ek dink ek het hulle weggejaag, want ek het so akademies geraak toe ek gepraat het oor die doop, in plaas daarvan om te sê, maar wat is die wonderlike daarvan, dat dit iets is wat ons deel maak, dat dit regtig waar soos die verbond tussen Abraham en God gesluit is, te sê, jy sal my verbondsvolk wees, dat dit iets is wat ons ook vanmôre onsself aan herinner. Hulle het ook van my bely dat hulle kinders van die Here is, dat hulle lief is vir die Here, en dat dit ook vir hulle belangrik is om 'n pad saam met Shadrey te stap, saam met Shadrey te stap, ook so haar te lei in hierdie pad, en dat vanmôre ook 'n groot gebeurtenis vir hulle as gesin is. Dat dit iets is wat hulle jaarliks ook gaan vier om te sê, maar die doop is regtig waar vir hulle belangrik. So dit is regtig vir my vanmôre 'n groot voorreg om julle babietjie vir Shadrey te kan doop. Dit was ook lekker geweest om die pad saam met julle te kon stap. Nou ek gaan nou vir julle 3 vrae vra. Ek het hulle so 'n bietjie verwerk, maar dit sê nog presies dieselfde as wat dit sê in ons handleiding vir die erediens. En dan wil ek vra dat soos ons gereël het, julle hardop sal antwoord. En dan gaan ek vir julle nog 2 aparte vrae, maar ek wil nou vra dat klein Reiniko hier by julle kom staan, as hy sou wou. En dan moet ek miskien sê, voordat ons die babietjie gaan opbring, dat al die kinders sommer hier voor kom staan, dat julle ook kan sien wat gebeur. Want julle kan ons nou nie onthou wat het met julle gebeur nie, nee. Kan iemand onthou toe hulle gedoop is, as 'n babietjie nou? Nee, so die kinders, julle is meer as welkom, as ons nou hiervan af gaan beweeg na die doopfont toe. Die vraag wat ek graag vir julle wil vra is, bely julle dat Shadrey as sondaar in die wêreld gekom het,
en onder die oordeel van God staan, maar dat sy deur Christus aan God behoort, en ook so in sy gemeente, wat vanmôre die gemeente van Kameeldrif is, gedoop moet word. Glo julle in die Bybel en die belydenisskrifte soos deur die kerk vertolk as ware en volkome leer van die verlossing, dat dit ons bevry, dat dit ons vry maak. En dan beloof julle om volgens die woord, belydenisskrifte en julle Christelike oortuigings versaderheid tot die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. So gee julle dan ook verantwoordelikheid weg om te sê, maar ons gaan die hulp vra as dit nodig is. Julle antwoord nie op. Ja. Nou wil ek vir jou vra, Corneil, beloof jy om 'n goeie pa te wees vir Sadrie? Definitief. Sarney? Reiniko, beloof jy om 'n goeie boetievaar te wees? Jy sê nou nie vir my ja nie, né? Kyk. Nee, dis reg, dan kan julle vir Sadrie vorentoe bring. Ek seker julle het gereël. En julle kan sommer hier by my by die doopvont kom staan. En soos ek sê, die kindertjies, kom asseblief vorentoe, kom kyk hierso. Is my kindertjies vanmôre. My vir Sadrie gee. Ag, sy is dit pragtig. Sien julle? Ek moet nou eerlik sê, my meisie is al baie broeis. Gelukkig is sy in Duitsland. En, ja, ek raak ook partykeer so 'n bietjie broeis. Sadrie, ons gaan jou nou doop, want God het jou uitgekies, net soos wat hy ons elkeen uitgekies het. Sadrie de Pre, doop jou in die naam van die Vader, en sy Seun Jesus Christus, oepsie, en in die naam van die Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here, as ons vir Sadrie vanmôre doop, dan is dit vir ons elkeen opnuut 'n bevestiging dat ons elke liewe dag van ons lewens vanuit ons doop lewe. Ja, liewe Here, as ons herinner word aan die dag wat ons soos pa babietjies ook so in iemand se arms gelê het en gedoop is, dan dink ons daaraan dat ons absoluut niks in hierdie aksie te doen eintlik het nie, as om maar net teenwoordig te wees nie. Liewe Here, dan sê ons vir U baie, baie dankie dat U elkeen van ons ook gekies het, dat ons gedoop kan wees, maar dat ons deur dit herinner word, dat ons nou 'n alternatiewe lewe moet lei. Ons alternatiewe lewe moet leef. Liewe Here, kom en kom seën U asseblief vir Sadrie, kom en kom seën haar ouers, kom en kom seën vir Reiniko en ook so die familie, dat sy regtig word net tot seën vir hulle sal wees, maar dat hulle ook so opnuut herinner sal word, dat U in alles van dit by hulle is. Ons bid dit nie omdat ons enigsins iets verdien nie, maar alleen uit die groot genade uit. Amen. Sy, baie geluk. Ek gaan dan vir George vorentoe roep om asseblief die Bybel en die kers te kom oorhandig. As hy dan klaar geluk gewens het, dan gaan ek vra dat ons dan lied 292 vers 2 saam sing. Ja, baie geluk, Corneil. Ekskuus, my hand is so 'n bietjie nat, is net water. Baie geluk. Geluk, Reiniko. Ja, kan ons hier staan. Dan sing ons so.
Gemeente, ons gesels vanmôre saam oor iets wat baie te doen het met fietsry. Ek het dit nou nie so beplan nie, maar ek hoor die was gister 'n ongelooflike groot fietswedren hier die bewaar area gewees en in hierdie omgewing so wat 3000 fietsryers. Nou vra ek vir julle vanmôre, wie van julle kan nog onthou toe jy, of miskien moet ek eers vra, wie het al fiets gery? Wie het nog nooit in hulle lewens fiets gery nie? Yes, dan is môre se tema baie relevant, want ons almal kan daarmee relate. Maar kan jy nog onthou toe jy leer fietsry het? Ja, ek sien Reniko kan onthou. Ek kan ook baie goed onthou. Ek het daar in die Noord-Kaap tussen die Ak en Steekbosse leer fietsry wat ek ook baie goed leer ken het in daardie tyd, want ek meen as jy mos nou maar leer, dan hou iemand jou gewoonlik agter aan jou sitplek vas. In my geval was dit my pa gewees en hy het my so 'n bietjie gehelp dat ek nou net my balans mooi reg kry en alles, en dan ewe skielik dan ry jy en dan kyk jy agtertoe en dan sien jy hier's nou nie meer iemand agter jou nie, nê. Dan begin jy so 'n bietjie gespanne raak en dan gaan jy gewoonlik na een van die twee kante toe, en in my geval was dit nou dikwels die kant toe waar die agbosse gestaan het. En dan het ek nou daar opgeëindig, maar so het jy maar weer opgeklim en weer getrap en weer gery en beter geraak tot 'n dag wat jy agterkom, jene, maar ek kan dit nou self doen. Nou hoekom dit vir ons ook so relevant is om miskien vanmôre hieroor te praat is, dat dit redelik baie te doen het met ons geloofslewe ook. Want so kom ons elkeen maar op verskillende plekke in ons geloofsreis, waar jy agterkom, ek is nou op pad hier na een van die twee kante toe, en jy wonder maar, het God nou my sitplek gelos? En voordat jy weer sien, dan kom jy agter, maar hy is weer by jou, en hy help jou. Ek wil nou vra dat ons vers 1 van Lied 504 saam sing, so in rustigheid. Nou as ons so praat van fietsry, dan is daar iets wat 'n fiets aandryf. Daar's iets wat 'n fiets deel van jou lyf maak, maar wat maak dat die energie wat jy toevoeg tot die fiets vorentoe kan beweeg. Wie van julle kan vir my sê wat dit is? Daar agter is 'n hand. Sê maar. 'n Ketting en die wiele. Ja, jy is doodreg. Daardie ketting maak dat die wiele draai, nê, want dit is jou voete wat op die pedale is wat maak dat die ketting beweeg. En dan kan die wiele draai. So wil ek dan nou vanmôre graag die voorbeeld en die metafoor van 'n ketting gebruik om te kyk na ons as gemeente, maar ook so om te kyk as ons as individue en na ons as gemeenskap, van hoe ons saam leef, hoe ons saam werk, en kyk, hoe kan die Bybel ons help met dit? Ons weet die wêreld is nie altyd so mooi, so 'n goeie plek soos wat ons graag wil hê nie. Dikwels raak dit maar rof daar buite, veral as jy so 'n bietjie in die besigheid ingaan, sien jy dat alles is nie net so eenvoudig nie. Alles is nie so maklik nie. Dit is dikwels dan wat ons ook besef, maar ons kan nie net op onsself staat maak nie. Ons kan nie as 'n individuele skakel hierdie reis aanvat nie. Ons het nog skakels rondom ons nodig. Dit is juist hierdie skakels waaruit die ketting bestaan.
Kom ons sing die volgende vers dan saam van die lied en dan gaan ons oor na die woordverkondiging. Ek gaan 3 gedeeltes vir ons vanmôre voorlees. By elkeen van hulle gaan ek vir jou 'n vraag vra, soos wat ons dan deur dit gaan werk. En elke vraag gaan dan nou verband hou met 'n fietseketting, die skakels van 'n fietseketting en die metafoor van fietsry. En so sal ons dan nou ook tot 'n konklusie kom van hoe ons inskakel en waar ons deelneem. Ek vra om verskoning, ek het ongelukkig nie die woorde agter op die teks vanmôre nie, so julle sal asseblief met mooi luister, van die gehoorsintuig vanmôre mooi moet gebruik maak. Die eerste teksgedeelte dan, Jeremia 23. Ons gaan lees vanaf vers 23. Met die woord so voor ons oop, kom ons sluit die oë. Liewe Here, as ons die Bybel oopmaak, dan verwag ons iets, dan is dit met groot verwagting om u stem te hoor. Ja, liewe Here, om terug te kyk na sekere omstandighede en om te vra, maar hoe kan ons vandag daarvan sin maak? Hoe kan ons vandag daarmee saamleef? Hoe help dit ons om vandag die lewe op 'n sekere manier aan te pak? Liewe Here, as ons vanmôre ook die woord voor ons oopslaan, dan het ons 'n groot verwagting en daarom bely ek ook en ek ook vroeër gesê, kom ons help ons asseblief om ons koppe neutraal te sit. Om so ook vir u die hefboom te gee om te sê, maar verander ons koppe nou waarin u wil hê dit moet gaan. Dat ons elkeen se omstandighede lyk anders. Party van ons sit vanmôre dalk hier met baie worries, party van ons sit dalk hierso met baie opwinding, ander sit dalk hier met vrees. Dankie liewe Here dat ons kan vertrou dat in ons omstandighede u ons kan toespreek, u ons kan help en u ons kan lei. Seën ons asseblief nou met die woord en help ons asseblief om u stem daarin te hoor. Om Christus ontwil. Amen. Jeremia 23 vers 23. Is ek miskien 'n God wat net op een plek is, vra die Here? Dink hulle ek sien nie wat hulle doen nie? Dink enigiemand hulle kan vir my wegkry? En ek sal hulle nie sien nie? Is ek nie oral in die hemel en op aarde nie? Vra die Here. Ek het gehoor wat die profete sê, ek het gedroom. Dan profeteer hulle leuns en sê, ek het vir hulle die boodskap gegee. Hoe lank nog sal profete voortgaan om mense te bedrieg? Die onwaarhede wat hulle kwytraak, het hulle self uitgedink. Hierdie mense vertel vir mekaar van hulle drome. So probeer hulle om my mense van my te laat vergeet. Hulle voorouers het my destyds net so vergeet toe hulle Baal begin aanbid het. Laat hierdie profete hulle drome verander vertel, maar die wat my boodskap ontvang het, moet my woord eerlik oordra. Daar is 'n verskil tussen kaf en koring, sê die Here. Dan blaai ons saam na Lukas. Ons gaan daar saam lees vanaf Lukas 12 vanaf vers 49. Jesus se koms bring ook stryd en verdeeldheid. Ek het gekom om vuur op aarde te bring en ek wens dat my taak al afgehandel was. Daar lê 'n vreeslike doop voor my voor en ek is onder swaar las totdat dit volvoer is. Dink julle ek het gekom om vrede op aarde te bring? Nee, ek het gekom om stryd en verdeeldheid te bring. Van nou af sal gesinne oor my verdeeld wees.
3 teen 2 en 2 teen 3. Daar sal verdeeldheid wees tussen pa en seun. En seun en pa, tussen ma en dogter en ma, tussen skoonma en skoondogter, en skoondogter en skoonma. Toe het Jesus na die skare gedraai en gesê, wanneer julle wolke sien, saampak in die weste, sê julle, hier kom 'n reënby, en julle is reg. Vandag sal skroei warm wees, en dit is so. Julle skyn heilig is, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te vertolk, maar julle kan nie die huidige tyd vertolk nie. Dan gaan ons na die laaste gedeelte toe. Ons kry dit in Hebreërs 11, vanaf vers 29 tot 12 vers 3. Omdat hulle geglo het, het die Israeliete deur die Rooi See getrek, soos op droë grond. Maar toe die Egiptenaars dit ook probeer het, het hulle verdrink. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle vir 7 dae om Jerigo marseer en sy mure het ineengestort. Omdat sy geglo het, het Rahab die prostituut die spioene vriendelik ontvang en nie saam met die mense van haar stad, wat aan God ongehoorsaam was, gesterf nie. Wat meer moet ek nog sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel verkry van God, wat God beloof het, leeu se bekke toegestop, die gloed van vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog en het vreemde leers op vlug laat slaan. Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terug ontvang, ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie, omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou verkry. Party moes bespotting en geseeling verduur, ook arrestasie en gevangenskap. Hulle is met klippe doodgegooi en 2 gesaag met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld. Hulle het rondgeswerf in woestyne en berge en grotte geskuil en in gate in die grond. En alhoewel daaroor hulle almal op grond van hulle geloof het soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God beloof het nie. Onthou nou hierdie gedeelte, die rede daarvoor is dat God met ons in gedagte iets beter beoog het, sodat hulle nie sonder ons volmaaktheid sou bereik nie. Hulle sou nie sonder ons volmaaktheid bereik nie. Die opvolgende gedeelte sê dan, met so magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so maklike houvas op mense kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volëinder van die geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie, en nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel van vyandigheid van sondaar mense deurstaan het, dan sal jy nie uitsak en tou opgooi nie. Vriende, ek is seker, jy dink nou by jouself, as hy so lang teksgedeeltes lees, hoe lang gaan hierdie preek nie wees nie? Ek wil jou nou waarborg, die skaapbout sal nog nie gaar wees voordat ek klaar is nie. Vriende, as ons na die eerste teksgedeelte kyk en ons vat hierdie 3 teksgedeeltes ook saam, dan kom ons agter dat dit is ongelooflike ryk teksgedeeltes, ryk van betekenis, maar ook so baie ingewikkeld. Dink veral aan die teksgedeelte waar Jesus sê, hy het gekom om verdeeldheid te bring en nie goed nie. Waar hulle sê, hierdie mense wat vir God so mooi gevolg het, wat so mooi op sy pad gebly het, het nie gekry waarvoor hulle gesoek het nie. En dit is nooit vervul nie. Dit is moeilike teksgedeeltes om te verstaan. Nou, ek het gesê, ek gaan vir julle vraag vra by elkeen van hierdie teksgedeeltes en dan gaan ons daaroor so 'n bietjie saam gesels. Nou, die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is, het jy al ooit op jou fiets gery en dan breek jou ketting? Met wie het dit al gebeur? Nou, met my. Ek wil vir Frans so amper die voorvra, jy weet, maar ek wonder partykeer, hoekom het 'n man se fiets 'n reguitpaal wat hoër is as 'n vrou se? Het dit maar te doen met die look? Of is daar regtig 'n doel daaraan, want vir my is die doel nie baie goed as my ketting breek nie.
Gemeente, dit is so. In ons lewenswandel is dit ook so dat ons kettinge dikwels breek. Daar kom tye wat ons voete gly, en wanneer ons met mense werk rondom ons, en hulle ons wantrou, of ons hulle wantrou, of wanneer ons agterkom dat hierdie mense is besig om leuns aan ons te vertel, of wanneer ons selfs in die bootjie is wat ons onbetroubaar is en ook leuns vertel. So daag hierdie teksgedeelte ons uit om te sê, ja, die profete gaan loop rond met hulle drome en sê vir die mense, God het dit vir my gegee en ek moet dit vir julle stuur. En hierdeur wil ek nou nie sê ons moet nou die dominees wantrou in elke liewe woordjie wat hulle sê nie. Maar terwyl ek so deur hierdie tekste ook geworstel het, het ek op 'n baie mooi ding afgekom om te sê, herkou voor jy wantrou. Want gemeente, elke liewe woord wat ek vanmôre vir julle hierso sê, kan ek vir julle sê, hoop ek in die diepte van my hart is deur God geïnspireer, maar jy het nog steeds nodig om dit te gaan herkou, om vir jouself te gaan vra, waar maak dit 'n impak in my lewe? Hoe kan dit my help? Dit was my 'n moeilike waarheid om by uit te kom en iets wat my regtig baie beïnvloed het. As ek nou terug gaan huis toe en ek gaan kuier by my ouers, dan word ek baie meer daaraan blootgestel. Maar hoe baie van die popsangers in ons land, die oomblik wat hulle verkope afneem, 'n nuwe boek, sommer 'n boek skryf, of dalk 'n gospel CD uitbring. Ek vra nie van jou om te sê dat dit is absolute snert en hierdie persoon ek mag nie dit doen of omdat hulle nou nie 'n dominee is, moet hulle dit doen nie, of dalk nie 'n gospel sanger was soos Louis Brits nie. Maar al wat ek vra is, waar lê die diepte daarin? Waar lê die diepte in jou en my om te sê dat ons kan uitgaan en nou ewe skielik kan ons geld maak vanuit ons geloof uit? Vriende, daar lê 'n sterk stuk eerlikheid en betroubaarheid en verantwoordelikheid eintlik by my en jou as Christene, want ons is elkeen geregtig tot 'n teologie. Dis 'n lekker voorreg om te hê, maar dis ook 'n baie groot verantwoordelikheid. Want dit beteken dat elke persoon wat buite rondloop gaan na jou kyk en op 'n sekere manier sê, maar jy is besig om die Bybel te vertolk en dit te leef of dit te praat. En dis wat Jesus hierso sê, of wat God hierso in die Here vir hulle sê, wees baie versigtig wat jy sê en wat jy doen, om te sê dit kom van my af. Nie as jy iets gedroom het, loop en gaan sê, nee, dis verseker God nie. Ek sê nie ons moet vir God vasvang en sê hy praat net op sekere maniere nie, maar dit vra die verantwoordelikheid van elkeen van ons as individu wanneer ons luister en wanneer ons praat. Die volgende teksgedeelte, Lukas 12 vers 49 tot by 56, wil ek vir jou vra, as Jesus praat oor die verdeeldheid wat hy kom om te bring, het enige een van julle al 'n ketting vanuit sy skakels aan mekaar vas probeer sit? Ja, ek sien nie daar 'n paar. Dit is 'n tydrowende proses, nee oom George. Dis nie 'n vinnige dingetjie, gou sit al hierdie skakels aan mekaar nie. En aan die einde met jou slooitjie, dan sluit jy ons nou en dan is jou ketting nou volledig. Maar wat vir my baie interessant was, is ek het, soos wat ek sê, dit het ek nou die eerste keer gedoen nadat my ketting actually gebreek het. Want ek het nou so 'n bietjie wantroue gehad in die fietswinkels. Dit was maar daar in die Noord-Kaap, waar ons nie so baie van hulle het nie. En ek het dit self probeer doen. En ek het met 'n groot stuk gemoedsrus daarna rondgery, want ek het geweet, ek het self hierdie ketting aan mekaar gesit, maar hy het ook op 'n kol gebreek. Gemeente, wat ek jou daardeur wil uitdaag om vir jouself af te vra is, waar pas jy in hierdie ketting in? Want ons elkeen is 'n skakel in hierdie ketting. Of ons dit nou wil weet of nie, en of ons sal van hou of nie. En dikwels is ons dalk op verskillende plekke in hierdie ketting. Dalk nie altyd op dieselfde plek nie. Maar om hierdie verdeeldheid waarvan God praat, waarvan Jesus hierso vertel, wat hy sê, wat ek besig is om te bring, te oorkom, het ons nodig om te besef, dat ons kan nie van almal hou in hierdie gemeente nie.
Ons gaan ook nie van almal hou nie. Ons almal kan nie presies dieselfde lyk nie. Ons almal kan nie presies dieselfde gawes hê nie. Ons almal kan nie presies dieselfde talente hê nie. Maar ons almal maak hierdie ketting volledig, en as die ketting nie volledig is nie, as daar een skakel uit is, dan gaan die fiets nie beweeg nie. Dan gaan hy nie werk nie. Maar so moet ek en jy vir onsself die vraag afvra, waar pas ons in hierdie ketting in? Wanneer het ons watter rol? Hoe verskil ons rolle? Hoe verander ons rolle? Maar dan kom daar 'n mooi gedeelte, die opvolgende gedeelte wat dan sê, julle kan nie weer goed opsom. Ek lees dit graag vir jou voor uit die Message uit die Engelse vertaling. You know how to tell a change in the weather. So don't tell me you can't tell a change in the season. The God season we are in right now. Dit vertolk dit vir my ongelooflik mooi om te sê, jy weet, ons is baie vinnig om te praat en om te sê, as iemand besig is om deur 'n egskeiding te gaan, ja, maar ek het dit vir jou al maande terug al gesê. Vra ons oor die vraag af, waar kan ek 'n rol speel? Hoe kan ek my mense help? Nie noodwendig om te sê, ons gaan dit regmaak nie. Maar is ons bereid om by daai mense te gaan sit en te gaan sê, hoe gaan dit met jou? Kan ek jou op een of ander manier bystaan? Vriende, ons is in hierdie gemeenskap geplaas met 'n sekere doel. Ons is in hierdie omgewing. En God het ons hiernatoe gestuur. Ek moet nou vir jou eerlik sê, ek het nie gedink ek sou hierso gewees het vandag nie. Maar solank as wat ek hier is, moet ek besef dat God 'n doel met my het. Dalk is daardie doel juis om op my fiets te klim en om rond te ry en te kyk wat gaan aan in hierdie omgewing. Waar gaan dit sleg? Waar gaan dit goed? Om my oor op die grond te hou. Miskien so 'n bietjie te leer om weer te ry. Om te vra, waar kan ek bystaan? Waar kan ek help? Hoe kan ek met my gawes dien? Waar kan ander mense by my lewe inspeel? Hoe kan ander mense my leer? Hoe kan ander mense my help? Dis 'n groot gedeelte van ons uitdaging om te sê, ons het nodig om die beste opsommers te wees van hierdie omgewing en die uitdagings hierso. Ons kan dit slegs doen as ons plek in die ketting besef. Die laaste gedeelte wat ek gelees het, Hebreërs 11 vers 29, dis een van die moeilikste teksgedeeltes dink ek om oor te preek. Want as ons kyk na die op en die af, die sleg en die goed, hier 'n klomp ouens wat gesê het, jy weet met Moses hulle kon deur die Rooi See getrek het en die water het weer toegegaan toe die Egiptenare wou deurkom. Dan kyk ons na gedeeltes waar daar gepraat word van mense wat hulle lewens opgegee het vir die geloof, vir hulle geloof. Kom ons agter die twee teenpole wat sterk hierso praat van geloof moet standvastig wees. Wat nou goed gaan of sleg gaan. Ons het nodig om daai standvastigheid te hê en ons vind dit net in God. Ek het vir julle gevra om te let op die een gedeelte wat ek gelees het. Waar daar gepraat word dan laat ek gou weer net ekskuus dat ek net hierdie gedeelte kry. En alhoewel daaroor hulle almal op grond van hulle geloof met soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God beloof het nie. Die rede daarvoor is dat God met ons in gedagte iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons volmaaktheid sou bereik nie. Gemeente, ons is deel van hierdie proses. Soos al die profete, die disippels, Jesus wat geleef het ek en jy 'n groot stuk verantwoordelikheid, want daar sal nie volmaaktheid gekry word sonder dat ons deel van die proses is. En dit sê vir my, ek staan net so bankvas en het net so groot verantwoordelikheid soos elkeen van daardie persone. Nou, ek het 'n video wat ek vanmôre graag vir julle wil wys. En ek dink dit verduidelik ongelooflik mooi iemand wat op 'n spesifieke manier besef het hoe ons deel kan wees van hierdie proses.
Ja, hulle is baie excited vir my te wees. Baie spontaan. Dis werklik die beste wat mens kan kry, jy weet, vir die omstandighede, en dis 'n absolute topsprogram met ongelooflike, jy weet, die hele konsep van speelse leer en wonderlike herhaling is fantasties. Kyk, die kinders se grootste beperking is dat hulle nie Engelse woordeskat het nie, anders sou hulle nog baie vinniger gevorder het. Grade 1 will be much easier for them. And I would even say that this program will actually have an effect on the rest of their lives. Weet wat het fantasties maak, is dat dis wonderlik vir 'n situasie soos ons en waar ons hulle nie kan verstaan. Jy weet, waar ons nie met hulle kan praat. So ons kan hulle nie regtig iets leer nie. Hulle leer nie. Die program is ons grootste ondersteuning. En Jacqueline is natuurlik 'n wonderlike hulp, want jy weet, daar is telkens geleenthede soos nou bijvoorbeeld aan die einde van 'n storieboek, dan moet 'n kind 'n quiz en hulle kan dit nie op hulle eie doen nie. Dan jy weet, dan sit sy nou met hulle daardeur en dan help sy hulle en dan kry hulle dit reg. It is going to change them, like when they're going to school, they're going to get exposure most to the English words. So I think it's going to build their self-esteem and confidence when they get to the school. Because the SEC, they're not exposed to the English in the homes or in the community. So I think it's a good learning experience for them. Hulle wil leer. Daar is enige kind wat explore. Wil hulle weet wat se knoppies druk jy. Hulle wil geweet het van hoe werk die modem en al die koneksies, die internet koneksies. Ons elkeen staan voor die uitdaging om te sê, waar wil God ons gebruik? Waar wil God hê moet ons inskakel? Maar om dan daarop te antwoord. Kom ons sluit ons oop. Dank U Here vir die wonderlike voorreg dat ons kan inskakel. Ja Here, as ons so daaroor dink, dit is inderdaad 'n voorreg om deel te kan wees van iets groters. As ons vanmôre hier so sit en ons weet op hierdie oomblik nou sê daar omtrent 20 miljoen mense in die kerk in Suid-Afrika is besig. Dan dink ons dit is 'n regtig waar 'n groot voorreg om deel te kan wees van 'n groter gesin, van 'n groter familie van mense wat U naam wil prys, wat U naam wil groot maak. Die Here, dan dink ons so aan die potensiaal van daai kan kom, hoe ons as mense versterk kan word deur ons geloof, maar hoe ons ook kan versterk. Here, ons wil graag U hande en U voete wees. Ons besef dat ons in slegs kan wees wanneer ons roeping besef. Kom en kom lei elkeen van ons asseblief in dit wat ons doen en dit wat ons dink. Die manier wat ons luister die Here en ander mense help ons om te herkou aan dit wat ons sê. Maar help ook so asseblief, plaas 'n wag voor ons mond. Ons 2 of 3 keer sal druk voordat ons praat.
vra dit nie omdat ons enigstens iets verdien die Here, maar Here in die groot genade. Amen. Gemeente, ons staan saam en dan sluit ons af met lied 505 van vers 1 tot 4. Deel